Hallo daar en welkom. Is julle reg om 'n ware breekmeester te word? Want in hierdie sessie gaan ons die geheim ontsluit om enige breek, maak nie saak hoe gek dit lyk nie, in die regte volgorde te plaas. Ag, ons almal was al daar, né? Jy kyk na jou boetie of sissie se stuk koop en jy dink, wag so 'n bietjie. Daai stuk lyk vir my groter. Wel, jy het dit seker nie besef nie, maar daai hele debat, dis eintlik 'n wiskundige probleem. En raai wat, om hierdie probleem op te los, is soos om 'n superkrag te kry. Ernstig. Dit help jou nie net om seker te maak die koek word regverdig gedeel nie, maar dis 'n super belangrike vaardigheid in die hele wêreld van wiskunde. So maak julle gereed, want ons avontuur begin sommer nou. Ons gaan stap vir stap deur alles gaan en ek beloof, aan die einde hiervan gaan jy met selfvertroue enige projek kan tem. Goed, kom ons spring dadelik weg. Soos met enige groot avontuur, moet ons by die begin. Kom ons verfris net gou ons geheue. Wat presies is 'n breek nou weer? Onthou julle, die boonste getal is die teller, dis hoeveel dele jy het. En die onderste getal, dis die noemer, en dit sê vir ons in hoeveel gelyke dele die hele ding opgedeel is. Maklik soos pastei, né? Reg, tyd vir ons eerste power-up. Hier is een van die slimste, maklikste trucs in die boek. Ons gaan 'n eenvoudige landmerk gebruik om breuke te vergelyk, die halfpadmerk, oftewel 1/2. Kom ons probeer dit. Kyk na hierdie vraag. Watter een is groter? 2/5 of 5/8? Sonder om te veel te dink, watter een voel groter? Dis 'n bietjie van 'n kopkrapper, né? Maar wag tot jy sien hoe maklik ons halfpadmerk dit maak. Kyk gou hierna. Hierdie is 'n breekskikking. sien julle daai lyn wat presies in die middel afloop? Dis ons 1/2 lyn. Dink daaraan as 'n magiese skeidslyn. Enige iets links van die lyn is kleiner as halwe en alles regs is groter. So, kom ons kyk. As ons 2/5 op hierdie skikking soek, daar is dit. Sien, dit stop kort voor die halfpadlyn. So dis duidelik minder as 'n halwe. Maar kyk nou waar 5/8 lê. Wow, hy gaan duidelik verby daai halfpadlyn. So hy is beslis groter as 'n halwe. En net so, sonder enige moeilike somme, weet ons 5/8 is groter as 2/5. Sien, daardie halfpadmerk is 'n regte kragtige eerste hulpmiddel. OK, daai halfpadmerk is fantasties, maar wat gebeur as albei breuke aan dieselfde kant van die lyn is? Wel, dan het ons 'n paar nuwe spesiale kragte nodig. Kom ons kyk hoe ons die kode kan kraak wanneer breuke iets in gemeen het. Kom ons kyk na hierdie een, 5/8 teenoor 5/6. Die tellers, daai boonste getalle, is presies dieselfde. Hier's die goue reël, so luister mooi. As die tellers dieselfde is die breek met die kleiner noemer eintlik die groter breek. Ek weet, dit klink verkeerd om, maar dink so daaraan. Dit beteken die pizza is in minder en dis groter sny gesny. Jy het 5 groot snye in plaas van 5 klein snytjies. So 5/6 is die wenner. En die eenheidsbreek, dis nou waar die teller 'n 1 is, wys dit perfek. Dink daaroor, wat sal jy eerder wou hê? 1/3 van 'n sjokolade of 1/100ste? Ja, natuurlik die 1/3. Dit bewys mos dat 'n groter noemer kleiner stukkies beteken. Nou, hierdie een is dan weer kinderspeletjies. As die noemers dieselfde is, soos in 2/5 en 4/5, dan is al die stukkies ewe groot. So, al wat jy hoef te doen is om die tellers te vergelyk. 4 is mos groter as 2, so 4/5 wen. Eenvoudig. Reg, nou vir die hoofsuperkrag, die een hulpmiddel wat vir enige kombinasie van breuke werk. Dit is tyd om te leer hoe om 'n gemeene noemer te vind. Dit klink dalk 'n bietjie tegnies, maar dis regtig net 3 maklike stappe. Stap 1: kry 'n getal waarin al jou noemers kan indeel. Stap 2: verander elke breek sodat hy daai nuwe noemer het. Onthou net, wat jy onder doen, moet jy bo ook doen. En stap 3: vergelyk die nuwe tellers. Kom ons gee dit 'n kans. Sê nou ons moet 3/10, 4/5 en 3/4 rangskik. Ons noemers is 10, 5 en 4. 'n getal waarin almal kan indeel, 20 lyk na goeie keuse. So ons omskip elke breek, 3/10 word 6/20, 4/5 word 16/20 en 3/4 word 15/20. En nou kan ons hulle mos maklik vergelyk. OK, jy het die basiese vaardighede nou onder die knie. Dis tyd vir die baasvlak. Nou gaan ons die regtig lastige breuke aanpak. Onegte breuke en gemengde getalle. Maar moenie stres nie, ons gemeene noemerhulpmiddel werk hier ook soos 'n droom. Hier is ons uitdaging. Kyk na hierdie lot. Ons het onegte breuke, waar die teller groter is as die noemer, en ons het gemengde getalle. Die heel eerste stap is om almal dieselfde te laat lyk.
Dis gewoonlik die maklikste om alles eers na gemengde getalle te verander. En hier kan ons presies sien hoe dit werk. Ons vat 29 24stes en maak dit 1 en 5 24stes. Ons vat 7 vierde en maak dit 1 en 3 vierde. Nou sien ons almal begin met 'n heel getal van 1, so ons hoef net na die breekdele te kyk. Ons noemers is 24, 2, 3 en 4. 'n Gemeene noemer? Wel, 24 werk perfek. Ons hernoem die breuke en sien daar, nou kan ons hulle so maklik soos 1, 2, 3 van kleinste na grootste rangskik. Jy het die opleiding voltooi, die spesiale kragte geleer en selfs die baasvlak verslaan. Nou is dit tyd vir jou finale toets, jou heel laaste kragmeting. Is jy gereed? Hier is dit, jou finale uitdaging. Rangskik hierdie 3 breuke, 4 sewendes, 11 14des en 1 halwe. Maar wag, lees die vraag mooi. Jy moet hulle van die grootste na die kleinste rangskik. Gebruik die gemeene noemermetode om die antwoord uit te werk. En die korrekte volgorde is tromgeroffel, 11 14des, dan 4 sewendes en dan 1 halwe. As jy dit reg gekry het, fantasties. Wel gedaan. Jy het die avontuur voltooi en jou superkrag amptelik ontsluit. Jy is nou 'n breukmeester. So, die groot vraag is, watter wiskundige superkrag gaan jy volgende aanleer?